Jesus, dankie dat ons absoluut alles wat hier gebeur vandag kan teruggee na U toe, sodat U alleen al die eer sal kry. Dankie Here, ons weet dat niks wat ons hier doen is vir enige mens se eer nie. U en U alleen. U en U alleen kry al die eer. Dankie Jesus, dankie vir hierdie boodskap vanoggend. Dankie dat ons net totaal en al aan U kan oorgee en kan vra Here dat U met U Gees sal kom en sal wegvat en sal bysit, dat U sal doen wat nodig is, sodat ons by U perfekte wil sal uitkom. Here, ons pleit U kosbare bloed daarvoor, alles wat hier gaan gebeur vanoggend, oor die woord wat ons gaan lees, en Here, ons weet, dit is U woord, en wanneer ons U woord lees, is U self aan die woord, en dit is ons fokus vandag, dat elkeen van ons sal hoor wat U sê, dat niemand na my sal kyk nie, maar dat hulle harte sal oop wees, en hulle harte sal oopmaak, sodat hulle ontvanklik sal wees vir dit wat U vir elkeen van ons sê, en ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Nou, baie dankie, soos ek maar altyd sê, dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om hierso te kan staan, ek waardeer dit altyd opreg, en ek sê dit nie sommer net nie, dis vir my, dit kom uit my hart uit, ek weet dit is 'n voorreg, en ek waardeer elke oomblik. Nou, vanoggend se titel is die Here se plek van ontmoeting. Nou, dis 'n hele mondvol, die Here se plek van ontmoeting, en die gedeelte wat ek wil lees, ons teksgedeelte kom uit Exodus uit, en hierdie gedeelte handel spesifiek oor die bou van die ark, die verbondsark, en ons gaan so 'n bietjie daarna kyk, en dan in hierdie spesifieke teksgedeelte, dan gaan ons sien, daar is 'n spesifieke plek, waar die Here sê, waar hy vir Moses gaan ontmoet. Dit is hierdie, die Here se plek van ontmoeting, is waar die titel vandaan kom. Maar, julle is welkom om saam met my te blaai, Exodus 25, daar is 2 gedeeltes, die eerste enetjie is hier in Exodus 25 vers 10, en dan die ander een is in Exodus 35, dit is nou so 'n bietjie verder, maar dit is nou nadat die Israeliete in die tussentyd die goue kalf gebou het. So, die eerste een, dit is die een wat ons nou gaan lees, dit is die aanvanklike opdrag wat die Here vir Moses gegee het, en toe het die volk nou eers hulle draai met die goue kalf gaan maak, en toe het hy in Exodus 35 het hulle toe nou eers hierdie opdrag begin uitvoer. Maar kom ons lees net eers ons teksgedeelte, dit is Exodus 25 vanaf vers 10. Julle moet 'n ark van doringhout maak. Nou ek het so 'n paar goedjies wat ek vandag met julle wil deel, en soos wat ek nou lees, gaan ek net 'n paar woorde vir julle uitwys, wat ons dan net nou gaan terugkom. En die eerste een hierso is doringhout. Julle moet 'n ark van doringhout maak, 1,25 meter lank, 3/4 meter breed en net so hoog. Jy moet dit binne en buite, hier is ons volgende ding, binne en buite. Jy moet dit binne en buite met suiwer goud oortrek en 'n goue lys rondom vassit. Verder moet jy 4 goue ringe giet wat aan die onderste 4 hoeke vasgesit moet word, sodat daar 2 ringe aan elke kant is. Jy moet draaghoute van doringhout maak en dit met goud oortrek. Dan moet jy die draaghoute deur die ringe aan weerskante van die ark steek om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly en mag nooit uitgehaal word nie. In die ark moet jy die getuienis van die verbond sit wat ek jou sal gee. Dan moet jy 'n deksel van suiwer goud maak. Hier is ons volgende punt. 'n Deksel van suiwer goud. Dan moet jy 'n deksel van suiwer goud maak, 1,25 meter lank en 3/4 meter breed. Maak 2 gerubs van geslaag goud op die kante van die deksel, een links en een regs. Die gerubs aan weerskante van die deksel moet so gemaak word, en hier is ons volgende punt, moet so gemaak word dat hulle 'n eenheid met die deksel vorm. Hulle vlerke moet uitgesprei wees oor die deksel, sodat hulle dit bedek. Die gerubs se gesigte moet na mekaar toe wees,
en hulle moet afkyk op die deksel. Jy moet die deksel bo op die ark sit, en daar binne die getuienis wat ek jou sal gee. En dan vers 22, daar sal ek jou ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af, tussen die twee gerubs uit wat op die ark met die getuienis is. Al my bevele vir die Israeliete sal ek jou van daar af gee. 'n Hele mondvol weer eens, maar soos ek sê, hier so 'n paar goedjies wat ek vandag net wil aanraak, wat ons kan leer uit hierdie, ons sê die ontwerp van die ark. Nou, ek wil voordat ek begin, net dadelik vir julle sê, moet asseblief nie nou te teologies na hierdie goed begin kyk nie. Ek gaan 'n paar goed sê, goed wat ek ervaar het, wat ek voel die Here op my hart gelê het om met julle te deel. Maar die belangrikste ding is om die groter prentjie te sien, om die prentjie te sien wat, as ons na die ark kyk, hoe ons vandag na onsself kan kyk, en ons verhouding met die Here. Ek sê, ek gaan nou 'n paar vergelykings tref, of kom ons sê, 'n paar ooreenkomste uitwys. Maar daarmee sê ek nie, ons is nou 'n klomp arke nie. Glad nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil hê ons moet die simboliek raak sien, van hoe die Here die ark ontwerp het, presies, daar's geen misverstande nie. Hy het presies in detail gegee, hoe alles moet werk. Maar hoe ons met hierdie teksgedeelte van ons kan kyk na 'n klompie goed wat ons vandag in ons lewens kan toepas. Nou, heel eerste moet ons onthou, in die tyd van Moses, toe hierdie spesifieke gedeelte geskryf is, het die ouens nie die Heilige Gees by hulle gehad nie, of in hulle gehad nie. Ons moet dit nooit uit die oog uit verloor nie. Ons is so maklik, ek praat nou maar van myself, mense is so maklik om na die Israeliete te kyk en dan sê, maar ja, hoe kan hulle so stupid wees? Ons gebruik nou maar daai woord. Hoe kan hulle sulke stupid goed aanvang? Hulle weet dan die Here het hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. Hulle was mense sonder Heilige Gees. En ek en jy is so bevoorreg om Heilige Gees elke oomblik van elke dag in ons te hê, tot ons beskikking te hê. Daardie ouens het dit nie gehad nie. Die Here het met Moses gepraat, net met hom. En hy het die boodskap na die volk toegebring. En hierso het die Here nou vir hom gesê, ons weet natuurlik, dit het begin by die brandende bos daar in die woestyn. Maar so het die Here met Moses gepraat. En hy het die boodskappe aan die volk gegee en aan Farao gegee. En in die tyd voor Moses, ek meen Abraham, Isak, Jakob, al daai voorvaders, as ons dit so kan stel, het die Here van tyd tot tyd direk met daardie persoon gepraat. En dan nie weer nie. En dan by 'n volgende geleentheid weer. So hulle was nooit so bevoorreg soos ek en jy, om Heilige Gees by ons te hê, in ons te hê. 100% tot ons beskikking, 24 uur van die dag. Ons moet dit altyd onthou. So wanneer ons kyk na hierdie ark, dan moet ons kyk na, eerstens die titel, die Here se plek van ontmoeting. Die Here het opdrag vir Moses gegee, bou hierdie ark, want dis waar ek jou wil ontmoet, op daai spesifieke plek. Dit is waar hy, as ek die Engelse woord kan gebruik, sy die dwelling place, dit was waar hy homself aan Moses openbaar het, met hom gepraat het, met hom tyd spandeer het. Ek weet, toe hierdie opdragte vir hom gegee is, was hy alleen saam met die Here op die berg. Toe hy afkom, toe die volk nou heeltemal die spoorbuister geraak, en ons weet wat het nou daarvan afgebeur. Maar hierso gee die Here vir hom voorskrif, hier wil ek jou ontmoet, en wat ek hier vir jou sê, gaan jy na die volk toe vat, sodat ek deur jou met hulle kan praat. So ons moet net van hierdie punt af net dit in ons gedagtes hou, wanneer ons wegtrek en begin kyk na hierdie goedjies.
Nou, as ek sê, die Heilige Gees is by ons, dan het ek nou net so ietsie wat ek net wil deel met julle. En weer eens, ek wil nou nie te tegnies en te teologies raak nie. Dis nie, as ek praat van Heilige Gees, dan praat ek van die Here en van Jesus en dis God die enige en al daai goeders. Maar ek en Reinhard sien gister 'n baie oulike ding hier in die dorp. Ons het dit al twee raak gesien en die Here het vir 'n paar 'n mooi ding gewys, juis met hierdie situasie. Daar was 'n man en 'n klein seentjie. Nou ek weet nie hoe oud was die seentjie nie. Ek vat nou 'n raaiskoot, dalk so 3. Hy kon al heel fliks loop, maar hy was nou nog klein geweest. Nou ons weet hoe klein seentjies, hulle is mos soos rubberballetjies, hulle is mos net al ouers. En hierdie pa het by die robot die liggie was groen dat die voetgangers kan loop, so alles was reg, alles was 100%. En hierdie pa loop met sy seentjie aan die hand hier oor. Binne die streep, alles reg. En die seentjie gaan soos 'n willebok te keer hierso. Maar pa het hom aan die hand. En pa stap nou baie fliks, hy stap oor na die ander kant toe. En die seentjie spring. Hy's hier en hy's daar en dan sê hy's all over. Maar pa kyk nie links of regs nie, pa het hom. En pa stap. En die seentjie gee so wille spring en hy land 'n bietjie naby aan die streep waar een van die karre nou stop by die robot. En Boeta skrik toe die kar nou hier by ons stop. Hy gee so 'n ekstra sprong. En hy weer terug daar waar hy moet wees. En hy stap so, kom ons sê, dalk so 2 tree. Hier saam met pa. En toe gaan hy weer aan. Toe spring hy weer. So seentjies mos maar maak. Maar die Here praat met Reinhard en hy deel 'n oulike ding daar. Dit is presies hoe die Here elke dag met ons loop. Daai pa het nie met die kind geraas nie. Hy het nie met hom beklei nie. Hy het hom nie rondgepluk nie. Hy het net fliks, sonder om links of regs te kyk, het hy die kind aan die hand, en daar gaan hy met hom, en ongeag wat die ouetjie maak, hy spring rond, en is dit nie maar wat ons elke dag doen nie? Is dit nie maar hoe ons op partykeer rondspring, en dan voor die Here, en dan agter die Here, en dan kom som hier short left, en dan gaan ek weer die kant toe. Maar dit pla die Here nie. Hy het ons aan die hand, en hy stap met ons. En wat 'n mooi, praktiese voorbeeld, is dit nie van ons verhouding met die Here nie. Ongeag wat ons in ons menslike situasie doen, hy het ons aan die hand. Hy het ons aan die hand. Ons het niks om voor bang te wees. Selfs al kom die kar partykeer so 'n bietjie naby aan ons, is alright. Pa het ons aan die hand. Hy stap met ons. Ons is op pad aan die ander kant toe. So dis net 'n mooi wegtrekplek as ek dit so stel. Hierdie prentjie wat ons gister gesien het oor die groter ding wat ons vandag oor wil gesels, hierdie ontmoetingsplek wat ons met die Here het. Dat ons sal weet, dat ons met ons gedagtes sal weet, maar hy is daar vir ons. Ons is een. En ons sal nou terugkom na dit toe. Nou, as ons net na die teks kyk en hierdie klompie woorde wat ek nou so uitgehaal het, ek gaan net so vinnig deur dit hardloop en so 'n bietjie gesels oor elkeen. Nou, die eerste enetjie wat ek uitgelig het is doringhout. Die ark is van doringhout gemaak. Nou, ek is nou glad nie 'n plantkundige nie, maar volgens die slim ouens, hulle beweer doringhout is spesifiek akasia hout, is maar die doringbome wat ons ken, akasia. Dit is 'n baie harde hout. Is 'n baie duursame hout, nie noodwendig geldgewys nie, maar hy hou baie lank, as ek dit so kan stel. En dan verstaan ek ook, so ek sê, ek is nou glad nie 'n kenner op die gebied nie, maar ek verstaan ook dat in die akasia hout is daar een of ander olie of 'n ding wat insekte weghou. So daar's oor absoluut alles wat die Here vir ons sê, is daar rede voor. As hy sê, gebruik akasia hout, doringhout, dan is dit nie sommer net omdat dit daar is nie. Daar's 'n rede vir dit. En ek weet die dames, gaan hierdie dames
tee wat nou gereël word, baie geniet. Want die vrou wat daaroor, wat die spreker is, die oggend gaan praat oor salfolies en sulke goeders. En dit is net verstommend, as jy kyk nou die werk van die verskillende olies wat in die Bybel genoem word. Dis nie sommer net goedjies wat genoem word nie, daar is 'n rede vir absoluut alles. En dis waaroor sy 'n bietjie met die dames gaan gesels. Ek weet julle gaan dit baie geniet. Ek het by 'n vorige geleentheid al geluister na. So julle moet dit nie mis nie. Dit is baie, baie interessant. Maar wanneer die Here 'n spesifieke ding sê, acacia, doringhout, dan is dit goed en dis reg. Dis die beste hout vir die werk wat hy gedoen wil hê. So ek sê die eerste enetjie is doringhout, dan die tweede wat ons nog gaan kyk is die deksel. Die deksel moet van suiwer goud wees en dan die twee gerubs, die twee engele wat weerskante is en ook belangrik, so net nou ook genoem, dis belangrik om te sê die deksel en die gerubs is een stuk. Ons sal nou terugkom na dit toe ook. En dan noem het maar die derde keer, miskien die derde en miskien net wat dalk so saam met die deksel, miskien kan ons na die deksel kyk en net die twee punte so loer. Maar die eenheid tussen die gerubs en dit wat hier bo aangaan. Nou, hoe kom ek daarby uit? Want die deksel is die bopunt van die ark. So dit is in kort waarheen ons mik vanoggend. So ek wil begin by die eerste gedeelte van die doringhout en dan kyk ons hoe ver ons kom, hoe ver die tyd ons toelaat. Ek gaan dit probeer so kort as moontlik hou, want die Here het regtig waar sulke paar goedjies by my met my gedeel wat my weggeblaas het. Toe ek dit sien en lees en ervaar, toe ek net besef, ja, hier is soveel meer as wat op die oog af lyk. Maar oké, kom ons kyk net heel eerstens na die doringhout. Die ark moet van doringhout gemaak word. Dis 'n baie duursame hout soos wat ek gesê het, en dan baie belangrik. En hier is die eerste vangplek. Kom ons noem dit maar 'n vangplek. Hierdie hout moet binne en buite met goud oorgetrek word. Nou, hoekom sal dit nou wees? Dit is om dit te beskerm, maar dit kan ons net aan die buitekant wees, want dit is maklik om 'n ding aan die buitekant oor te trek. Dis mos, ons Afrikaanse sê ding, bo blink en onder stink. Maar dit is aan die buitekant goud om, maar dit is nie goed genoeg vir die Here nie. Hy soek aan die binnekant ook goud. En dit is hier waar ek die vergelyking wil tref van my en jou. En soos ek sê, ek kan nie nou sê ons is arke nie, glad nie, dis nie wat ek wil. Die idee wat ek net hier wil los. Die Here sê ons moet ons binnekant en ons buitekant met goud oortrek. En dit was wat hy vir die ark wou gehad het. Want julle sien, die buitekant is maklik. Die buitekant is baie maklik. Ons as mense het die kuns vervolmaak om ons maats te bedrieg. Om hier by die deur in te loop en sê, broer, hoe gaan dit? Nee, gesalf en geseënd. Maar intussen is dit chaos in jou lewe. Maar ons is blink. Kyk, ons vertoon mooi hier buite. Maar niemand weet wat werklik hier binne aangaan. Net jy en die Here. En dit is hoekom hy hier sê, binne en buite moet daar goud wees. En onwillekeurig dan dink ek, hierdie goud is vir beskerming. Maar wat is die bloed van Jesus? Dit wat ons vandag hier by die nagmaaltafel gebruik het. Wat is die bloed van Jesus anders as ons beskerming? En nie net beskerming nie, beskerming buite en binne. Want soos ek sê, dis maklik om die buitekant mooi blink te hou. Maar is ons regtig waar die binne ook blink, ook skoon, ook gecover, as ek dit so kan stel. Want jy sien nie aan die binnekant, is daar net
2 persone wat weet. Dis jy en die Here. Verder kan ek almal bedrieg. Ek kan almal rondom my laat glo, hierdie ou se goed is uitgesort. Maar die Here weet wat gaan hier in my hart aan, hier in my binnekant. En hy verwag selfs daar, moet dit goud wees, moet dit skoon wees, moet dit blink wees. En hoe gaan ons dit regkry? Deur sy bloed. Deur sy bloed, dis al wat ons kan doen. Die beskerming van sy bloed. As ek net kan terugkom na die doringhout toe, ek het hier 'n interessante ding raak gelees. Die ark is nou gebou net toe hulle so uit die beloofde, uit die Egipte uit weggetrek het op pad beloofde land toe. Die Here het gesê, bou hierdie ark van doringhout, want hy moet lank aanhou. Dit het hy nie gesê nie, maar dit was die rede. Want die Here het geweet, hierdie ark gaan nog 'n bietjie travel. Hierdie is nie 3 weke trek tot in die beloofde land en ons als reg nie. Die laaste wat ons van hierdie bou van die ark af, die laaste keer wat ons iets lees in die Bybel van hierdie ark, is, wat ek nou nie vir julle jok nie, kom ek sê die, meer as 800 jaar later. Lees ons in 2 Kronieke van koning Josia. Die laaste keer wat daai ark geskei word, terug na die tempel toe. En daar het hy net weggeraak. Niemand weet wat verder met hom gebeur het, nie tot vandag toe. Net vir interessantheid. Die Here het hierdie ark op voorskrif laat bou, want hy het geweet. Hy het geweet. Hierdie ding moet lank hou. Dis nie net vir die volgende paar maande nie. Dit is hoekom dit op so spesifieke voorskrif gebou moet word. En daarom wil ek sê, die bloed van Jesus gaan langer as 800 jaar hou. Dit hou al reeds vir 2000 jaar, om ons skoon te maak, om ons te beskerm, om ons blink aan die binnekant oop te maak. En dit gaan nog hou, tot die dag wat Jesus weerkom. Dis die ooreenkoms wat ons kan kry hier tussen die bou van hierdie ark, en dit wat Jesus gedoen het. Die beskerming van daai goudlaagie, daai goudbekleedsel, rondom die akasia hout. So as ons net so 'n bietjie na hierdie goed begin kyk, dan sien ons die simboliek wat in hierdie ark vasgevang was. Wat net, so ek sê, dit het my weggeblaas. Ek het belangrik net so gesit en gedink en sê maar, wow. Vir die Here is detail so belangrik. Hy het hierdie goed lank voor die tyd geweet. Hy het geweet van Jesus wat nog gaan kom. En al hierdie goed is 'n heenwysing na hom, van dit wat nog met my en jou gaan gebeur. Nou, so ek sê, hierdie is nou maar net die eerste enetjie, die binne in die buitekant, dat dit van doringhout gemaak is en al daai goeders. Die tweede een, die belangrike deel wil ek amper sê, of die belangriker deel, dit is die deksel. Nou die deksel is op voorskrif gemaak van suiwer goud. Nou ek wil die ooreenkoms tref weer eens. Verstaan mooi wat ek sê, die ooreenkoms. Ek wil die ooreenkoms tref van die deksel van soliede goud. Hier is nie akasia hout nie, dit is suiwer goud wat bo op die ark geplaas word. Ons gedagtes sit hier bo. Dit is bo op ons. Met ander woorde, ek wil die vergelyking tref en sê, daardie deksel is ons gedagtes, is ons brein, is ons manier van dink, is ons manier van kyk, van ons sintuie waarneem, sien, hoor, proe, reuk. Dit is die deksel van ons lewe, sit hier bo. En as ons nou net na daai gedagte kyk, en ons kyk 'n bietjie verder, dan sien ons, heel eerstens is hierdie deksel, dit wat in ons koppe aangaan. En dan, onwillekeurig, dan dink 'n mens aan die Efesiërs wat sê, maar ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Dit is in die gees, dit is hier bo.
is nie 'n fisiese battle nie. Dis hierbo. En skielik sien ons wat die Here sê, maar hierdie deksel van die ark moet suiwer goud wees. No compromise. Suiwer goud. En dit is waarmee ons hierbo sit. Ons moet suiwer goud hierbo hê. Ons moet 'n solid mind hê. As ons in hierdie wandel met Christus wil beweeg, as ek dit so kan stel. Suiwer goud. Geen afwykings nie. No compromise. En dis hoekom ek sê, mens moet 'n stukkie dink oor hierdie goed, om dit regtig waar mooi te snap. En dan kom die volgende gedeelte, met julle sien, ek dink maar aan 'n Paulus en 'n Silas. Hulle sintuie sê vir hulle is seer, hulle is in die tronk, hulle is geslaan, dit is haglike omstandighede. Aan die fisiese kant, dit wat hulle sintuie vir hulle sê, is dit baie sleg waar hulle is. Maar omdat hulle gedagtes op die regte plek is, omdat hulle gedagtes suiwer is, hulle deksels, kom ons maak dit in aanhalingstekens, hulle deksels is op 'n regte plek, kan hulle lofliedere sing, in daai haglike omstandighede. Want hulle het hierdie ding al gesnap, dat ongeag wat fisies om ons gebeur, as ons gedagtes reg is, loop ons in oorwinning. Want julle sien, ons is so geneig, ons as mense, ons is so geneig om, nou, wat ook al met my hier gebeur, het 'n direkte invloed oor wat in my gees aangaan. En dis hier waar die battle is. Dis hier waar daai geveg aan die gang is. Hierbo, by ons deksels. Wat ons hier met die ark se deksel vergelyk. En dan wat saam met dit gaan, en so ek sê, hierdie volgende een het my regtig waar tussen die oë getref. Hierdie gerubs moet 'n eenheid vorm met die deksel. Alles soliede goud. Nou, ek is nou nie 'n skrynwerker of 'n ambagsman of 'n metaalwerker of sulke goed nie. Maar al hoe ek die ding kan uitfigure is, dit moet uit een stuk goud gemaak word. Daai ons het nie daai tyd 'n swysmasjien en gasvlamme en goed gehad om die ding te smelt en twee aparte goed te maak en dit saam te... Nee, hulle het nie eenvoudig daai toerusting gehad nie. So hulle moes daai hele deksel met die twee gerubs, moes hulle uit een stuk goud uitbou en maak en uitklop met 'n hamer en ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het. Hulle was uiters begaafd. Maar hier is 'n belangrike ding. Onthou, die deksel sien ons nou as ons eie gedagtes. En dan is daar die twee gerubs, wat ons dan, ons maak 'n ooreenkoms. Dit is die Here, die goddelikheid, die geestelike kant van ons verhouding. En hierdie twee moet in eenheid wees. Hierdie twee moet in eenheid wees, sodat ons kan oorwinning kry. En dit is daai tyd al, die Here hierdie ark se opdragte gegee, so bou ons hierdie ark, so gaan julle hom bou, het hy dit al reeds geweet. Sodat ek en jy vandag kan opstaan, kom ons noem dit maar opstaan, en ons kan weet, ons is suiwer goud, en ons is in eenheid met die Here, en net daar, op daai plek, is ons ontmoeting met die Here. Op daai plekkie waar daar eenheid is tussen die gerubs en die gouddeksel. Dit is waar die Here gesê het van hy vir Moses ontmoet. Dit is waar hy vir my en jou vandag nog ontmoet. Daar eenheid is tussen hom en ons. Ek hoop julle
julle hoor wat ek sê. Want die oomblik as ons met ons sintuie begin kyk, wat om ons aangaan, dan is daar nie meer eenheid tussen ons en die Here nie. Dan begin die duiwel met allerhande leuns en slinkse plannetjies en woordjies na ons toe kom en hy sê, ja, maar jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie slim genoeg nie. Jy is nie dit nie en jy is nie dat nie. Maar ons is suiwer goud. Dis wat die Here sê. Die Here sê ons is goed genoeg, want ons is na sy beeld gemaak. Jy sien, is al hierdie halwe leuns wat oor ons pad kom, wat ons teen moet waak. Ons moet voortdurend dit oppas en waak daarteen om te sê nee. Hierdie is 'n leuen van die vyand. En ek kan nou kyk na maniere hoe ons dit in die praktyk kan, wat goed in die praktyk wat ons kan help. Maar solank as wat ons kan teestand bied teen hierdie aanvalle van die duiwel, is ons besig om hierdie verhouding tussen ons en die Here stewig en vas en solied te hou. Onthou, dis uit 'n soliede stuk goud gemaak. En die duiwel wil sy bes probeer om daai eenheid te verbreek. Want as hy dit kan regkry, dan is ons verlore. Maar solank daai eenheid, daai verhouding solied is, dan kom hy nêrens nie. Dit is vir my baie interessant, dat baie keer praat 'n mens met mense, en dan kom jy agter, maar hulle het nie regtig ware 'n baie soliede fondasie wat hulle vanaf beweeg nie, wat hulle vanaf werk nie. Die rede hoekom ek dit sê, jy sal hoor mense sê, die duiwel het nou weer dit en dit aan my kom doen. En dan skrik ons, en dan is ons heilerig. Maar dan wil ek sê, maar waar is jou fondasie? Waar is jou woord wat ons op kan staan? Het ons werklik daai autoriteit in ons? Want dit lyk vir my partykeer, ek sê dit maar 'n bietjie tong in die kies. Partykeer lyk dit vir my of die duiwel kom net so by 'n ou, dan sê hy vir hom boe, en dan val die ou om. Hy staan nie as die duiwel teen nie, hy probeer nie eens nie. As die duiwel vir hom ietsie sê, dan is die ou onderste bo. En dan moet dit nou 'n hele tyd vat om nou weer terug te kom op jou voete. Want dan wil ek sê, maak gebruik van hierdie wapens wat ons het, ons lees van dit in Efesiërs. Dat wanneer daai duiwel vir jou sê boe, dan sê hy vir hom die bloed van Jesus. Dan moet jy hoor wat sê hy vir jou terug. Dan sê hy boe, hoe, daar gaan hy. Dan is dit klaar. Hy gaan nie daar bly nie, want hy weet dat jy weet. En dan gaan hy nie met jou verder karring nie. Want daardie is 'n besluit wat ek en jy moet maak. Dis 'n verhouding wat ons moet hê met die Here, om te weet wie ons is, sodat daai eenheid 100% stewig en sterk sal wees. En ja, ek weet, ons kan nou 'n klomp deur eens teologiese goed sê, en sê maar, ja, maar die bloed van Jesus hou ons reg, en ja, maar op die einde van die dag, kom ons wees nou maar eerlik, as daai aanval kom, wat maak jy? Dis al wat ons moet vra. Wat maak jy dan? Staan jy om teen, of slaan jy op die vlug? Dit is die verskil. Dis die harde werklikheid waarmee mens elke liewe dag van jou lewe 'n worstelstryd het. Dis hier bo. Dis in ons geestesdimensie waar hierdie battle aan is. En dis hierso waar ons moet oorwin. As ons hier kan wegtrek uit 'n posisie van oorwinning af, dan sê maar ek is God se kind. Ek is na sy beeld geskaap. Ek is nie hierdie nie. Ek
Ek moet weet wie ek is. Ek moet weet, hierbo, ek is van soliede goud gemaak. Niks, maar niks kan naby my kom nie. Daar is hoeveel skrifte vir dit. Niks kan my bykom nie. Solank daai verhouding sterk en stewig is, solank daai eenheid tussen die gerubs en die deksel daar is, dan sal ons reg wees. Dan sal dit goed gaan met ons. Nou ek het net so 2 verse wat ek net vir ons wil lees, al 2 uit Romeine uit. Ek wil sommer net vinnig vir ons lees, jy hoef nie saam te, as jy wil blaai, is jy welkom. Romeine 12 is die eerste enetjie, Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Julle sien, dis hoekom ek sê, die Here wil ons denke verander. Hy wil hê ons moet soos hy dink. Nie soos mense nie. Dit is 'n proses, dit is 'n pad wat ons moet stap. Maar ons moet ons denke verander, sodat ons, soos Paulus en Silas, in die tronk kan sit en kan sê, prys die Here. Ek hou nou niks van wat hier aangaan nie, maar steeds prys die Here. En dit is wanneer ons denke begin verander, sodat dit in lyn is met God se wil. Die ander enetjie is ook in Romeine 8 en Romeine 8 vers 6. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, in lewe en vrede. Jy sien, dis weer eens die verskil tussen die fisiese goed wat hier om ons aan die gang is en die geestelike goed. As ons die gees met die dinge van die gees besig is, dan gaan ons geestelik groei. En dan gaan ons daardie eenheid tussen ons en die Here in stand hou. Want jy sien, baie keer dink ons kan maar net wees. Ons kan maar net wees. Hierdie verhouding tussen, wat ons so baie van praat, ons praat so baie met die offerhande van die liefdesverhouding, wat ons met die Here het. Dit is 'n twee-rigting verkeer. Dit kom nie net van een kant af nie. Ek en jy het ook 'n bydrae wat ons moet lewer. Ons moet, weer eens met groot respek gesê, ons moet ons deel van die wagen ook byhou. Dan sal ons weet, daar is standvastigheid, daar is stabiliteit, en daar is die belangrikste van alles, daar is eenheid tussen ons en die Here, tussen die wil van die Here en my wil. Maar dit is waar die meeste van ons maar partykeer 'n bietjie misvat. Wanneer ons wil en die Here se wil nie dieselfde is nie, want dan is daar nie eenheid nie. Maar ja, dit is net die twee tekste wat ek wil aanhaal. Nou, ek het nou net gepraat van ons bydrae. Wat se bydrae kan ek en jy lewer om hierdie eenheid te handhaaf? Hierdie eenheid tussen wat ons nou gesê het, tussen die gerubs en die deksel, wat van goud gemaak is, daardie eenheid tussen my, tussen jou en die Here, wat is ons bydrae, wat kan ek en jy doen in vandag se tyd om dit reg te hou? En die Here het my net so 3 goedjies gegee wat ek net wil noem eintlik, en daarmee wil ek basies klaarmaak. Die eerste enetjie is, ons denke moet verander. Ons het nou in hierdie teks Romeine 8 gelees. Ons manier van dink moet verander. Nou, hoe kry ons dit reg? Daar's maar een manier, en dit is om die woord te bestudeer. Dat ons minder begin doen wat die wêreld sê, maar dat ons doen wat die woord sê. In die oomblik as ons dit begin doen, dan begin ons anders dink oor goed. Ek het nou die dag 'n ou op sosiale media so 'n videoetjie van hom gekyk wat 'n interessante opmerking maak. Hy sê,
as jy nou, dit is net sy opinie, maar dit het my nogal getref, as jy nou R1 miljoen vat, en jy gee dit vir 'n bedelaar, ons noem nou sommer 'n voorbeeld, hy sê, daar's 'n baie goeie kans, oor 6 maande van nou af, is daai ou weer terug op straat. En dis niks verkeerd met wat hy doen nie, maar sy gedagtes is nie daar nie. Hy is nie op 'n plek, sy gedagtes is nie op 'n plek, om met daai R1 miljoen te kan werk nie. En onwillekeurig dink ek aan die Israeliete wat uit Egipte uittrek, en wat vir 40 jaar in die woestyn moes swerf. Hoekom was dit op die ou end? Dis om hulle slawe mentaliteit weg te kry. Want hulle moes anders begin dink het. Hulle denke moes verander. Want julle sien, hulle is toe vir daai stadium vir seker 6, dalk nog langer, 7 geslagte in Egipte alreeds as slawe. Hulle is as slawe gebore, hulle het as slawe dood gegaan. Vir etlike jare, dink amper 400 jaar, 300 en iets jaar was hulle daar, as slawe. So hulle gedagtes moes verander, voordat hulle die beloofde land kon ingaan. En dis hoekom ek sê, die Here moet ons help om ons, sodat ons denke kan verander. Die manier hoe ons dink, die manier hoe ons na die goed rondom ons kyk. Om die geestelike kant agter dit raak te sien. Daar waar die werklike battle aan die gang is. Die volgende enetjie is om ons gedagtes gevangene te neem. Julle sien, want ons kan nou maar hier staan en allerhande mooi goed vir mekaar sê, maar daar buite word jy gebombardeer met inligting. En dit is net so of jou gedagtes hardloop verkeerde kant toe, net soos daai seentjie aan sy pa se hand. Ons neig altyd ergens heen. Maar ek en jy het die vermoë, ons het die vermoë, seker maar die regte woord, om ons gedagtes gevangene te neem, in gehoorsaamheid met God se wil. Ons kan vir ons gedagtes sê, nee, terug na die woord toe, terug na die leringe wat ons by die kerk kry, terug na die lering wat ons by die woordskool kry, by die intercessors, waar ook al, ek noem nou sommer net 'n paar voorbeelde, maar waar jy ook al inligting kry om jou te stig. Natuurlik, die woord is die nommer 1. Maar die oomblik as jy daai goeders het, en jy kan jou gedagtes gevangene neem, om in lyn te kom met hierdie woord, dan is ons op 'n goeie plek. Dan word ons verhouding met die Here stewig, en is daar eenheid tussen my wil en God se wil. En dan die laaste enetjie, ons moet paraat wees. Ons moet weet wie ons is. Ons moet nie skrik as die duiwel na ons toe kom nie. Ek het dit so geniet nou die dag, toe iemand gesê het, as jy die dag loop en jy loop nie in die duiwel vas nie, dan moet jy weet, jy loop saam met hom. Nou, dit my so rukkie gevat om mooi te klink wat die ou sê. Maar dit is presies wat dit is. Jy moet die duiwel te wag te wees. As jy nie saam met hom loop nie, gaan jy hom raakloop ergens. So moet nie skrik as hy kom nie. Hy gaan kom. Maar wanneer hy kom, wees om te wagte, wees paraat. Kry jou skrifkennis reg. Kry jou opleiding reg. Die kursusse wat ons aanbied, al daai wonderlike goed geleenthede wat ons oor ons pad kom, om ons toe te rus, om die duiwel teen te staan. Want dis letterlik wat dit is. Ons moet die duiwel teenstaan. Wanneer hy kom, is nie van of hy gaan kom nie, wanneer hy kom, dan kan ons dit hanteer. En hy kan maar kom boer hier voor jou. Hy moet net gaan. Want die bloed van Jesus is teen hom. So dit is die laaste enetjie, is dat ons regtig waar paraat sal wees en die geestelike deel raak te sien.
of ons nou daarvan hou of nie, maar hierdie geestelike goed, het op die ou end, op die lang duur, selfs 'n fisiese effek op my lewe. En die beste voorbeeld wat ek seker kan noem is wanneer jy nie iemand vergewe nie, en wanneer jy bitterheid in jou hart het, en onvergewings, al daai goed wat ons so mee sukkel, as jy lang genoeg met dit in jou hart rondloop, en jy deel nie met dit nie, dan gaan jy begin geld kry. Dan gaan jy begin seer word in jou liggaam, fisies. En die oorsprong van dit kom uit die gees uit. Omdat ons dit aan die eerste plek nie reg en gou genoeg hanteer het nie. Dan word dit al hoe erger, tot wat dit later fisies in jou liggaam begin manifesteer. En dan word ons fisies siek. En dan is ons verbaas. Sê jy, die duiwel kry my nou weer in die hande. Ja, hy sit agter dit. Maar ons moes al lankal teen hom gekom het. Ons moes ons autoriteit opgeneem het. En gesê, in die naam van Jesus, trap uit my lewe uit. En dit kom alleen, wanneer ons kennis van die woord het, om te weet, wie verteenwoordig ons? Wie is ons skepper? Wie is ons redder? En daarmee wil ek afsluit. En ek wil sê, kom ons kyk na hierdie bou van die ark. Ons maak daai ooreenkomste in ons lewens, vandag. Ons kyk hoe die ontwerp van daai ark van toepassing is op elkeen van ons se lewe. En hoe ons daardie eenheid tussen ons en die Here kan reghou. Kan in stand hou. Dat daardie eenheid die kruks is waaroor alles gaan. Dit is waar ons verhouding met die Here kan sterker word en kan groei. In die naam van Jesus. Kom ons staan dan met ons saam. Dankie Here Jesus vir vanoggend se woord, vanoggend se boodskap. En Heilige Gees, ek wil vra dat U werklik waar met elkeen van ons sal gaan en hierdie gedagtes in ons koppe sal aanhou draai en draai tot wat ons, soos ons in Engels sê, tot die penny drop. Ons weet Here, sonder U hulp, Heilige Gees, gaan dit moeilik. Maar ons vertrou U dat U met ons sal gaan deur hierdie week wat voorlê. Dat ons te alle tye paraat sal wees. Dat ons te alle tye weet wat ons sal doen, wat om te doen, wanneer die duiwel oor ons pad kom. Dat ons daai autoriteit sal hê om te kan optree. En dat ons nie sal skrik wanneer hy reg voor ons kom staan nie. Dat ons om te wagte sal wees, gereed vir hom. Omdat die oorwinning reeds behaal is, daardie dag aan die kruis. Daardie dag toe U vir elkeen van ons se sondes betaal het. En die oorwinning behaal is toe U uit die dood uit opgestaan het. Al hierdie goed ontvang ons vandag van U af. En ons sê dankie Here. Dankie dat ons deur middel van U woord hierdie plek van ontmoeting wat ons met U het, dat ons dit kan stewig hou. Dat daar eenheid kan wees in die naam van Jesus tussen ons en U. En dankie Here dat ons gedagtes kan rig om te alle tye te fokus op U perfekte wil en sodat ons wil by U wil sal inpas. Ek seën my boeties en sissies met 'n wonderlike dag verder. Ek seën hulle met lewe en oorvloed. Ek seën hulle met net die beste uit U troonkamer. En ek sê dankie Here. Dankie vir die beskerming van U kosbare bloed oor elkeen van ons. Help ons Here om te alle tye onder hierdie beskerming te bly. En ek bid dit alles in die naam van Jesus. Amen en amen. Baie dankie julle. Ons volgende diens is 11:00 en dan onthou vanaand 5:00 is dit Wildfire.